Mr. G, baie dankie jy vandag 'n bietjie saam met ons is, 'n bietjie kuier en so. Kom ons begin sommer by die begin. Wat dink jy van die Bokke se game en hoekom het die Bokke verloor? Vijay Johan, die ding is eintlik baie eenvoudig. Kom ek sê vir jou so. Iemand wat die huis mis, kan nie fokus nie. Iemand wat mense van die huis mis of by die huis mis, kan nie fokus nie. Iemand wat dinge van die huis mis, kan nie fokus nie. Iemand wat die manier hoe dinge by die huis gedoen word en hoe dit by die huis gebeur, wat daai mis, kan nie fokus nie. En dit is presies wat met ons spelers gebeur binne in Japan. Hoeveel weke is hulle nou in Japan nie? Hulle mis natuurlik alles van die huis. In Japan is die minibus taksies wat ry soos hulle wil nie. Die manne mis dit. Dit vat hulle fokus weg. In Japan is daar nie Gatsby's en vis en chips en hierdie tipe goeders of 'n viswinkel om die manne mis dit. Kyk, gepraat nou van dit, as jy nou even byvoorbeeld vat wat die manne eet. Jy weet, hier by ons in Suid-Afrika is die ouens mos nog gewoond, jy eet Kellogg's Rice Krispies, Kellogg's All Bran Flakes, en hierdie verskillende Kellogg's en die goed, Weet-Bix, en jy weet, die ouens eet Mielie Meal pap en Matabella pap en al hierdie tipe goed. Wat gebeur as die manne in Japan kom, nou dat hulle in Japan is? En dit is natuurlik een van die groot faktore. Die manne eet nie wat hulle by die huis eet nie. Kyk, in Japan eet die manne mos toe die paddas, hulle eet springkane, hulle eet krappe, hulle eet slakke, hulle eet, jy weet, al hierdie tipe snaakse goed, ewen slange, of die slangvel wat hulle mos gebruik om daardie vulsel mos natuurlik in te sit. En wanneer die manne op die veld kom, dan is dit presies daai uitwerking van die tipe kos wat die manne eet, wat natuurlik daai effek het. Kyk, as jy byvoorbeeld vat 'n padda, kyk, 'n padda is mos baie glad. So wat gebeur as jy 'n padda vat? Dan outomaties, hy is baie glibberig, hy's glad, so die manne kan nie raak tackle nie. Die manne mis die tackles. Ek wil nie eintlik baie graag lag daaroor nie, want dit is eintlik 'n ernstige saak. Die manne mis die tackles. Kyk nou soos byvoorbeeld as jy 'n slang vat. 'n Slang gaan net so, en dit is wat gebeur. Die manne gaan net so binne die tackles, hulle val die tackles mis. Hulle verstaan jy, dit is daai tipe goed wat vir my nogals bekommerd maak vir die res van die wedstryde wat oorbly vir hierdie 2019 Wêreldbeker. Dink jy nie Rassie Erasmus moet miskien... O ja, en die ander ding is die, jammer dat ek nou vir jou onderbreek, sorry dat hy onderbreek jou nou. Die ander ding is die, hier by ons in Suid-Afrika, en dit is wat die manne ook nou al gewoond is, hier by ons kan jy laat nag, kan jy kuier, party, jy weet, jy kan laat nag in 'n klub in Langebaan wees, en dan kan jy baie vroeg die oggend 3 uur, 4 uur kom jy by die huis aan, jy weet, dan as jy nou lekker uitgekuier, maar dit kan nie in Japan gebeur nie, en ek dink dit is ook een van die goed wat die manne mis. Want wat gebeur daar in Japan, as jy laat nag by die hotelkamer aankom? Jy word sommer gekang fu. Okay. So Mr. G, sê vir my, wat dink jy, volgens jou, wat sal werk, en wat die Bokke beter kan doen vir die res van die games wat nog oorbly? Wat volgens jou sal werk? Ja, eintlik 'n baie goeie vraag. Ek sal sê, uit my persoonlike opinie uit, die manne wat gaan werk vir die res van die Wêreldbeker, vir ons Suid-Afrikaanse spelers wat daar in Japan is, jy het nog gehoor wat ek sê, die manne mis die huis. En dit is nie iets om oor te twyfel nie, jy weet. So ek dink wat gaan werk is, as die manne ten minste 1 keer 'n week aan huis toe kom. Bring die manne 1 keer 'n week huis toe, vlieg hulle terug Suid-Afrika toe. Dat die manne net 1 keer weer 'n week in die taxi kan ry, dat hulle net 1 keer 'n week bietjie kan sien, daar loop 'n bok of 'n koei oor die straat, of daar kom 'n donkie in die pad afgery, 'n donkiekar of 'n perdekar. Bring die manne huis toe. Ek dink is tyd dat Saru slag vir Rassie Erasmus moet begin vra. Rassie, wanneer kom die manne weer bietjie huis toe?